You're tuned into Joy Radio, your friend and companion in Jesus. Welcome. My name is Tanya Verster and the program is Hospivision. This program is made available by Radio Pulpit and is sponsored by the Abba Embrace Foundation. Abba Embrace Foundation has a vision to transforming people through love, utilizing agriculture and discipleship. Peter Barnard's guest in the studio today is Bertu Pitter, and he will be speaking about a heart attack while driving that leads to many miracles. We trust that you will enjoy this program, so let's have a listen. Die program is Hospivisie en saam met my in die ateljee, ouder gewoonte kan ek amper sê, Tanya Verster, jy gaan vir ons net 'n oordeenking doen, nee? Ek hoop jy het voorberei. Ja, ek is voorberei, dankie Pieter. Mooi. En dan ons eregas vir die dag, hier is Bertu Pitter. Bertu, baie welkom en dankie dat jy ingekom het, hoor. Baie dankie vir die voorreg. Bertu, jy het nou nogal 'n traumatiese ondervinding gehad met 'n hartaanval agter die stuur van 'n motorkar. Sjoe, dit klink soos 'n erge ding daar. Vertel ons bietjie wat gebeur het, want jy leef nog en dis amazing. Ja, dank die Here daarvoor. Ja, ek het een oggend opgestaan en normaalweg gedink dit gaan 'n normale dag wees. En in die kar geklim so 'n bietjie later, ek het my maag ergens heen gevat en toe ek al klaar afgelaai het, toe begin ek 'n geweldige pyn in my bors te voel. My linkerarm het begin seer raak. En hoe verder ek teruggery het huis toe, het ek besef hier's 'n probleem. En nou is ek in twee gedagtes, moet ek huis toe gaan en by die huis gaan sit en beter word, of sal ek sommer daar naby Helvoeks, Montana waar ons bly, sal ek sommer soontoe gaan. En toe ek daar by die sirkeltjie kom, daar naby die Helvoeks toe, draai die kar sommer outomaties in soontoe. En toe ek voorby, hulle kry heel voor 'n parkeerplekkie en toe kon ek nie uit die kar uitklim nie. Toe sien die sekuriteitswag, hier's 'n probleem. En hulle toe die dokters binnekant geroep, hulle het my uit die kar uitkom haal. Toe het ek 'n hartaanval gehad, hulle het my agter probeer stabiliseer. En daarvan af het hulle my eers Montana Hospitaal toe gevat, waar Montana Hospitaal toe nou nie plek gehad het nie, en ek is toe nou Eugene Marais toe. En by Eugene Marais het ek so 'n paar dae gelede op 2 angiogramme gehad. Hulle het 'n stent in my hartaar gesit. Hulle sê my hartaar was vernou en dit is wat die hartaanval veroorsaak het. Klomp bloedklont en so voort, so ek het baie medikasie gehad om te gebruik. En 'n paar dae later is ek ontslaan en ek is terug huis toe. En vir 2 weke of bietjie meer as 2 weke het ek gedink dit het goed gegaan en ek is amper weer reg om te begin werk, totdat ons die een oggend, Saterdagoggend, in 'n restaurant was. En ek het net ewe skielik ek weet nie hoe om te beskryf nie, 'n doodse koue of iets oor my ervaar. Ek het geweet, nou gaan ek doodgaan. En omdat ek nie in die restaurant voor almal, jy weet, 'n storie wil maak of wat nie, het ek net opgestaan, maar ek het begin huil. Die traan het net van my wange af oorgeloop. En ek is na die badkamer toe en my vrou is vir my agter my saam in en sy's daarin en sy begin net vir my te bid. En maar dit is regtig, ek weet nie of ek al ooit in my lewe gevoel het die dood is so naby nie. En sy het vir my gebid en ons is terug huis toe, maar die pyn het net erger en erger geword. En daai aand het ek weer 'n hartaanval gekry en ek is terug harthospitaal toe, omdat hulle nie weer by Eugene Marais my plek gehad het nie. En die volgende dag was 'n Sondag gewees. Hulle het 'n angiogram gedoen. En terwyl ek so op die tafel lê, hoor ek nie die ouens se stemme raak weg. En toe besef ek, maar as hulle nou nie besig is met my nie, moet daar ergens 'n fout wees. En hulle sê ek was wakker toe hulle my teruggestuur het na die saal toe, maar ek kan niks van dit onthou nie. Ek het 3 dae later, die Dinsdag aand, het ek eers weer wakker geword. Toe het ek 'n dubbele hartomleiding gehad, en toe het die stent wat hulle ingesit het geblok. En dit is wat toe nou die nuwe probleem veroorsaak het, of die oorspronklike probleem vererger het. En nou ja, toe is ek 'n hele paar weke in die hospitaal. Ek het op 'n stadium 'n infeksie in my bloed gehad as gevolg van die drips wat te lank was. Drips is met steke vasgesit in my nek en in my arm. En daarna het ek 'n longinfeksie gekry en toe moet hulle dit behandel. En op die einde van die dag is ek so 'n bietjie meer as 3 weke in die hospitaal gewees en ek is toe ontslaan, 17 kilogram ligter. Dis 'n goeie ding wat daar uitgekom het. En nou ja, toe is ek terug huis toe. Ek kan regtig net vir die Here dankie sê, want ek weet van soveel mense wat al 'n hartaanval gehad het en wat dit nie oorleef het nie. Ek weet van soveel mense wat 'n beroerte gehad het en wat dit nie oorleef het nie.
En hier sit ek vandag en ek kan sê, dankie Here. Nou, ek het baie vrae, hoekom, waarom. Ek was 'n fikse jong man gewees en ek is nie baie onfiks op my ouderdom nou nie, maar ou wonder hoekom hierdie goed met jou gebeur. En as ek teruggaan in my lewe, dan besef ek, die Here het my al soveel keer gehelp. Hierdie was maar net nog 'n betekenis of 'n bewys van die Here dat hy het 'n doel met my lewe, en miskien is ek 'n bietjie ongehoorsaam dat ek nie wil luister nie, miskien moet ek nog by die plek uitkom waar hy wil hê ek moet wees, maar hy het my nog elke keer bewaar, en ek het die laaste ruk gevra, maar Here, hoekom het U my lewe gespaar? Wat maak my spesiaal bo iemand anders wat nie daai geleentheid gehad het nie? So ek wil net aanhou getuig, ek wil net aanhou vir die Here dankie sê, en waar ek ook al kom, wil ek vir mense bemoedig, waar ek ook al kom, wil ek 'n verskil probeer maak, en as ek my getuienis kan gee, dan wil ek dit ook graag doen op die einde van die dag. Alles tot eer en verheerliking van die Here, Jesus Christus ons verlosser, want in Jesaja 53 vers 5 sê, deur sy wonde daar vir ons genesing gekom, en ek glo dit is hoekom ek gesond is vandag, en hoekom ek nog hier kan sit. Ek het al getel, teruggekyk in my lewe, moes ek seker al 7 keer dood gewees het, as gevolg van goed wat my pad langs gekom het, en die Here het my nog elke keer daardeur gedra, en ek is nog elke keer dankbaar gewees dat hy goed was vir my, en dat hy my beskerm het. Toe ek baie jonk was, was ek stout die dag gewees, ek het met die wasmasjien se skuim gespeel in die winter, en my lang slaapklere het nat geword, en my ma het vir my gesê, as dit nat word, gaan jy pak kry. En toe weet ek, nou hier's nou 'n probleem, en toe gaan klim ek in die yskas van alle plekke. Daai tyd het ons groot yskaste gehad, en in die onderkant, en die yskasdeure toegemaak, en ek kon hom nie weer oop kry nie, en my ma het my daar gekry net voordat ek eintlik verkleim het op die einde van die dag. 'n bietjie later het daar ander goed met my gebeur. Ek het klap rugby gespeel, en met die klap rugby het ek 'n kniebesering opgedoen, ek het 'n knieoperasie gekry, en ek het onverklaarbaar bloedklonte begin kry. Ek was super fiks gewees en gesond gewees, en ek het bloedklonte gekry, en met hierdie soveel so dat my regterbeen se aar wat die bloed onder na my voete toevoer, het heeltemal toe verstop, dat my voete in die onderkant begin oopbars het. En my pa was ook 'n predikant, hy is nou nie vandag meer met ons nie, maar hy was by sy huis waar hulle gemeente was, en my maat saam met my Pretoria toe gekom, en ek moes die volgende dag die dokter sien. En daai aand het ek die verskriklikste pyn ervaar wat ek in my lewe tot toe nog nie ervaar het. En dit voel soos iemand het 'n mes van agteraf in jou longe indruk en dit draai, dat jy nie kan asemhaal nie, so seer is dit. Toe daar bloedklonte losgekom, toe sit deur my hart en dit sit in my longe vas. En ek lê op die bed, en ek kan onthou het my ma die foon gevat en hom so teen my oor gedruk, en het my pa gebel. Maar in daai moment het ek ervaar hoe ek basies hier teen die plafon is, en my liggaam is op die bed. En ek het alles gehoor en geweet wat om my aangaan, maar ek kon definitief ervaar, ek is nie meer in my liggaam nie. En toe my pa amen sê op die foon, toe ek weer terug in my liggaam. En die volgende dag, toe by die dokter kom, toe doen hulle sonars, toe sê hulle, maar jy moes dood gewees het. Toe sê ek, wel, ek is nie, ek sit nou hier voor jou. Toe sê hulle, gaan my been afsit. Toe sê ek, daar's geen manier dat julle my been gaan afsit nie. Ek sal die Here vertrou, sal my deurdra en my gesond maak. Hier sit ek vandag, ek het nog altyd my eie bene, ek is 100% reg wat dit aanbetref, so die Here was daar vir my baie goed gewees en hy het my deurgedra. So kan ek teruggaan na COVID toe, en COVID het ek baie vinnig, onverklaarbaar, baie vinnig siek geword. Soveel so dat ek ook in die hospitaal opgeneem is, met 'n koors van 42 grade, my tandvleis het alles losgekom van my tande en my mond binnekant, my bors was toe, ek kon geen asem kry nie. Nou word jy in 'n isolasiesaal opgeneem, jy kan niemand sien nie, intussen lê ek daar en jy hoor hoe huil en skree mense in die buitekant, soos wat hulle kom tot sien sê vir hulle geliefdes wat dit nie gemaak het nie, want hulle kan glad nie in die hospitaal inkom nie. En hierdie goed het verskriklik op my gewerk, en ek lees die een aan Psalm 34, en ek sien hoe die Here vir Dawid gehelp daar, en die gedeelte kom by my op waar Paulus hulle in die tronk was, en hoe het hulle nie gesit en huil en jy weet negatief of neerslagtig geraak nie, hulle die Here begin loof en prys, en die tronkdeur het vir hulle oopgegaan, en hulle het Vrydag uitgestap op die einde van die dag, en ek besef, hier is my tronk, en ek gaan uit hierdie tronk uitstap. En ek het net daar my drip losgemaak, en ek het opgestaan, en ek het in die saal geloop, die saal het so U-vorm, en soos wat ek loof en prys ek die Here, en ek bid vir almal wat in elke kamer lê met ook COVID, want dit was 'n COVID saal gewees, en ek loof en prys die Here, en ek bid vir almal wat daar lê,
En 3 dae later het hulle my ontslaan. Nou intussen, terwyl ek daar in die hospitaal gelê het hulle toets op my longe gedoen. 19 uit 25 volgens die CT scan is erge longskade. My longe was op 17 uit 25 gewees. Hulle het gesê gaan die res van my lewe op suurstof moet wees en ekstra medikasie en sovoorts daarvoor moet gebruik. Hier sit ek vandag, ek gebruik geen medikasie vir my longe nie, die Here het my volkome aangeraak. Ek sien jy het ook nie 'n suurstofpyp in jou neus nie. So. Nee, dank die Vader vir dit. Ja. So ek is regtig baie dankbaar, hy het vir my regtig baie deurgedraai, en as ek ooit moet sê dat God nie bestaan nie, sal dit seker die grootste sonde wees wat daar is op die einde van die dag. Ek kan met alle sekerheid in my sê dat hy bestaan, hy is daar, hy's lewendig, en ek het hom eersterands ervaar. As ek hom nie ervaar het nie, sou ek al 'n paar keer nie hier gewees het nie. En jy het 'n persoonlike verhouding met hom. Ek het 'n persoonlike verhouding met hom, en dit is die belangrikste. Ja. As jy nie 'n persoonlike verhouding het met hom nie, dan gaan dit nie werk nie, soos 'n man en 'n vrou. Jy kan nie vir jou vrou sê die dag wat jy met haar trou, ek is lief vir jou, nooit weer nie, want sy moet glo jy's lief vir haar. Jy moet dit vir haar gereeld sê, jy moet dit vir haar gereeld wys ook. En dit is hoe ons verhouding met die Here ook werk. Ons moet gereeld met hom 'n verhouding hê om te sê, Here, ek is lief vir U. Here, hoe kan U my gebruik? Here, waar kan ek vir U iets beteken? Hierdie is net 'n dooie instrument as God se asem nie in my inblaas nie. As die Heilige Gees nie deur my werk op die einde van die dag nie. As hy deur my werk, dan kan ek 'n instrument wees soos wat hy wil hê ek moet wees op die einde van die dag, soos 'n koffiebeker of 'n glasie met water. Hierdie glasie beteken niks totdat ek met my krag hom optel en die water binne gebruik nie. En dit is hoe ek in die Here se hand wil wees. As ek by die petrolstasie kom en daar is een van die ander manne wat daar staan, en ek het so 'n paar soete woordjies al geleer, dan kan ek vir hom in sy taal sê, man, weet jy, die Here is lief vir jou. Of ek kan in Zulu vir hom sê, die Here is lief vir jou. En so probeer ek maar 'n verskil maak, en mense, jy sal nooit weet as jy iemand in die gesig kyk en die ou smaal vir jou, of hy groet jou elke dag, wat sy probleme regtig waar is nie. Mense deel dit nie sommer nie. So, miskien het daai ou net 'n bietjie bemoediging daai dag nodig gehad, of miskien het hy net nodig gehad om te hoor dat die Here is nog lief vir hom in sy eie taal, en dan sal dit help op die einde van die dag. So, ek is baie dankbaar, en ek glo ons gaan nog 'n verskil maak, en baie dankie vir die geleentheid. Ja. Nee, Bertie, ek wil net vir jou sê, ek dink ek weet hoekom het die Here vir jou deur hierdie dinge gevat. Want as hy dit nie gedoen het nie, het jy nie vandag 'n getuienis gehad nie, het jy nie 'n manier gehad om sy naam groot te maak nie. En dis wat jy vandag hier op die ateljee by ons gedoen het. Jy het sy naam groot gemaak. Dis hoekom jy deur dit alles moet wees. Amen. Die woord sê vir ons daar in Esegiel, sê hy, en julle sal weet dat ek God is. En dit kom feitelik elke keer, kom dit uit as gevolg van iemand wat, of van moeilike tye wat iemand deurgegaan het. En as jy deur daai moeilike tye het, dan sal jy weet dat hy God is. Dis wat, so ek is eintlik opgewonde daaroor dat jy siek geword het. Ja. Maar ek is nog meer opgewonde dat die Here jou genees het. Baie dankbaar. Bless jou man, en baie dankie dat jy vir ons kom deel het, hoor. Jy het ons gebless hier in die ateljee, en ek glo elke luisteraar kan sê, hoor hierso, maar dit was awesome geweest. So baie dankie. Die program is Hospievisie, en ouer gewoonte ons nou bietjie oordenking oor. Tanya, ons luister graag na wat die Here op jou hart lê. Dankie, ja Pieter, weet jy, ek moet vir jou eerlik sê, dit is vir my so lekker om hier te kan sit en na getuienisse luister en die hoendervleis te ervaar. Net om te weet die Here raak 'n mens so, dis amazing. So ek lees graag vir ons uit die boek van Jona, hoofstuk 2, waar Jona tot God gebid het terwyl hy in die maag van die vis was. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra en U, Here, het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink ek het uit U gesig verdwyn, maar tog sal ek weer U heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevou, die groot water het my omring. Seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge. Die aarde het my altyd toegesluit, maar U, Here my God, het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, en my gebed het by U gekom. In 'n heilige tempel, die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af.
Nou, ons lees hier van die mooiste gebed in die Bybel toe Jona in nood was. Hy was in 'n donker water gegooi om te verdrink en het afgesok tot 'n diepte waar die seegras om sy kop gedraai het. Hierin sien ons Jona as 'n tipe van 'n Christus op sy punt van verdrukking en smarte. Net so was Jesus in die diep water van vloed en sonde gegooi. Die vloek van mens was as 'n kroon om sy kop gedraai. Hy was omring deur droefheid tot die dood toe. Waar Jona eers gevoel het hy sak af tot in die doderyk, het hy groot vis gesien en dit het hom ingesluk. Jona het homself in 'n nat, donker plek van koue gevind, kort van suurstof, en hy het ondraagbare reuke beleef. Wat dink en doen 'n mens vir 3 dae lank in so 'n posisie? Hy het niks en niemand gehad nie. Hy kon nêrens ontsnap nie. Jona het sy enigste hoop, sy enigste uitkoms uitgereik, na 'n genadige God wat getrou is aan sy kinders. Hy het sy hart uitgebid na God en sy diepste gevoelens met hom gedeel. Hy het dankbaarheid getoon. Wat Jona soveel vrede gegee het, was dat hy geweet het dat God hom hoor en dat sy lewe wonderbaarlik bewaar is. Hy moes sy werk uitvoer en in God se wil lewe. Ja, nou Bertie het so ook na die Here toe gedraai in sy tyd van nood. Hy het geweet die Here is genadig en luister na sy gebede in sy omstandighede. God het 'n plan vir sy lewe gehad. Daar was 'n besluit vir hom wat hy moes volg. Bertie kan vandag getuig van die oorvloed van die lewe wat God vir hom gegee het, omdat hy God liefhet en in sy wil lewe. Romeine 8 vers 28 sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat U na my gebede luister. Dankie dat ek vandag opnuut my geloof weer op U kan plaas en weet dat U my nooit sal verlaat nie. Amen. Amen, baie dankie Tanya. Nou ja, ek wil graag vir ons so 'n bietjie musiek. Ons het so baie om te oordink na die oordenking en ook wat Bertie vir ons gesê het. Kom ons maak so 'n bietjie musiek en ons dink net hoe amazing is hierdie God wat ons dien. Hy is dan baie special. Kom ons luister na die musiek en ons ontspan so 'n bietjie. I walked the straight and narrow, I took the crooked path. I've looked into the mirror and didn't know who was looking back. I've lived outside your calling, but still inside your grace. And when my world was falling, your love, it never changed. Lord, you could have given up and walked away from someone so unworthy, but you stayed. Your faithfulness surrounds me. Your grace is all abounding. Your mercy overwhelms me. You call me your own. I know you'll never let go. Your love's unbelievable. Your love's unbelievable. Your love's unbelievable. You walk the hill of Calvary, my sin upon your back. Your life for my salvation. Has anyone ever loved like that? Lord, you could have given up and walked away from someone so unworthy, but you stayed. Your faithfulness surrounds me. Your grace is all abounding. Your mercy overwhelms me. You call me your own. I know you'll never let go. Your love's unbelievable. Your love's unbelievable. I raise my hands to your awesomeness. I bow my knees to your holiness. I know I'm not worthy, but you see me differently. I raise my hands to your
song that we listened to there was Unbelievable by Seventh Time Down. Wasn't that a beautiful song and a beautiful program? And it made me also think of Psalm 30 verse 2 that says, Lord my God, I called to you for help and you healed me. And indeed he helped Bertu in his time of distress. That was the Hospice Vision program made available to you by Radio Pulpit and sponsored by the Abba Embrace Foundation. You can visit the Abba Embrace Foundation's website on www.abba.africa to learn more about the work that they do and how to get involved perhaps. Then a reminder that Hospice Vision offers courses which is accredited with the University of Pretoria. So if you would like to work on those CBD points, these affordable courses can help with that. And you can visit their website to find more out about these courses. And I will share those details soon. Then also Peter Barnard and his wife, they do outreach projects and they offer an evangelical course as well as a stewardship course, which is free of charge. If you can get 10 or more people together, they would gladly visit you. And you can contact the Hospice Vision to get his details for that. So yes, the Hospice Vision details, it's Pretoria code 012-329-9492 and speak to Luvengo. And also just there, ask for Peter's number. You can also send Luvengo an email on friend@hospicevision.org.za. And to learn more about the work that Hospice Vision does and the courses they offer, you can visit their website on www.hospicevision.org.za. And lastly, if you prefer to write those letters, you're welcome to do so. The snail mail address is PO Box 12423, Queenswood 0121. Well, that brings us to the end of today's program. I trust you were encouraged and uplifted, and may the Lord keep you in His perfect peace until we meet again. This is Tanya Verster signing off, and I'm closing with Holy, Holy, Holy by Chris and Yolandi. You are holy.